Vandag is donderdag 23 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in hierdie tyd van Paase. Ek wil jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek en jouself te herinner daaraan dat Jesus gekom het na hierdie wêreld en homself aan ons bekend gestel het as die een wat lig bring. Die teksgedeelte wat ons gaan lees kom uit Psalm 91. Maar voor ons dit gaan saam lees, wil ek jou nooi om sommer net daar waar jy is, agteroor te sit. Jou liggaam te voel wat rus en inleen in die stoel waarin jy sit. En dan 'n paar keer sommer net lekker diep asemhaal. So in die stil word wil ek jou nooi om bewus te raak van die geluide wat jy rondom jou hoor. Dit mag voëls wees wat chirp in die bome of honde wat blaf. Jy mag bewus wees van mense stemme of motors se gedreun. Luister sommer net buite die vertrek waar jy sit, maar ook binne-in. Wat is die geluide wat jy hoor en waarvan jy bewus word? Deur vir 'n oomblik bewus te word van die geluide wat jy buite om jou hoor, help dit jou ook dalk om nou na binne te keer en fyner te luister na die geluide binne in jouself. Gedagtes en emosies waarmee jy in hierdie oomblik van stilte inkom. Sonder om dit te probeer verander of te verbeter, raak bloot net bewus van hoe jy in hierdie oomblik van stilte inkom, wat die gedagtes en emosies is wat voorop in jou is. Bewus van die geluide daar buite om jou, ook bewus van die geluide binne in jou, wil ek jou nou nooi om nog fyner te luister, as het ware jou eie asemhaling te hoor, jou hartklop, die teken van lewe, en bewus te raak van die Gees van God wat in jou tuis is. En vanuit hierdie stil plek by God, hoor die woorde van die psalmdigter van Psalm 91 wat sê, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Ek
Ek wil jou nooi om jou verbeelding te gebruik en jouself te sien op 'n plek waar jy veilig voel. Dit kan 'n fisiese plek wees. Dit kan 'n verhouding wees. Dit kan 'n ruimte wees. Verplaas jouself vir 'n oomblik na daardie plek waar jy veilig voel. Wat doen veiligheid met jou? Hoe laat dit jou voel? Die uitnodiging van Psalm 91 is om in 'n wêreld waar ons dikwels onveilig voel, in verhoudings waar ons dikwels onveilig voel, nie veilig is nie. Fisiese plekke waarin ons beweeg, waar mens die hele tyd moet dophou, kom die uitnodiging in Psalm 91 dat die mens wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, ontdek dat God vir hom en vir haar 'n toevlug is, 'n veilige vesting, 'n veilige plek, die een op wie ons kan vertrou. Kan ek jou nooi om vandag vir die Here te sê, wat is die onveilige plekke wat jy dalk mag beleef in jou lewe op hierdie stadium? In verhoudings? Fisiese plekke? Ruimtes? Werk? Wat doen hierdie onveilige ervarings aan jou? Gebruik die tyd om met die Here eerlik hieroor te praat. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskerming, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.
Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, in sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n Baie lang lewe sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy hom verbly. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Ek wil jou nooi om al daardie onveilige plekke, ruimtes, situasies en verhoudings wat jy dalk mag beleef, vandag in die Here se teenwoordigheid kom neersit. Te bid vir sy beskerming en hom vandag op te soek as jou skuilplek. U is my toevlug, my veilige vesting. Here, op U vertrou ek. Amen.